Hierdie is 'n onderwerp wat steeds spreekwoordelik onder konstruksie is en bly groei en aanpas, soos wat Vader ons lei en ons kennis hieroor vermeerder. Dus mag ek met u verskil oor sekere punte en u met my, maar ek vra in die gees van alles ondersoek en beproef, dat u 'n oop gemoed sal behou, soos u saam met my deur hierdie studie gaan, en ook dat u my nie sal veroordeel indien ek wel met u verskil, of omdat u siening van die skrif nie noodwendig dieselfde is as myne nie. Omdat net Elohim alleen enige persoon mag veroordeel. Ek veroordeel self ook niemand wat met my hieroor mag verskil nie, omdat niemand van ons alles weet nie, en ons almal is in 'n voortdurende leerproses in ons verstrooiing tussen die nasies. Ek verwerp ook geen persoon as 'n broer of suster wat met my mag verskil nie. Ons almal sien nou in 'n dowwe spieël, maar wanneer die Meester Yeshua, die Seun van Elohim, in die nabye toekoms weer verskyn, sal alles aan ons geopenbaar word, sodat ons Jahwe eenparig, skouer aan skouer, volkome saam kan dien. So, met dit in gedagte, kom ons begin. Ek verwys graag terug na die studie genaamd Aanbid julle twee gode as agtergrond vir hierdie studie. Ek gaan in hierdie studie met u baie skrifgedeeltes deel wat die identiteit en die uniekheid van beide, die Vader en sy Seun, uitwys. Dat daar twee unieke wesens bestaan het van ewigheid af in die vorm en gestalte van Elohim, is nie betwisbaar nie, aangesien die skrif duidelik is daaroor vir diegene wat ore het om te hoor, oë het om te sien en harte het om te verstaan en ontvang. In teenstelling met wat sommige volksgenote verkeerdelik opvat of misverstaan wanneer ek hierdie tipe onderwerp aanraak, hoop ek van harte dat enige skeptici sal onderskei dat ek geensins die Seun van Elohim as gelyke met of verhewe bo die ewige Vader bevorder nie. En ek poog ook nie om aan te dui dat die Seun van Elohim aanbid moet word in die plek van die ewige Vader, soos daar in die hoofstroom godsdiens verkondig word nie. Ons aanbid Jahwe die Vader alleen, deur die Seun Yeshua. Dit is nie betwisbaar nie. Die meeste van ons weet nou al dat die Almagtige 'n spesifieke orde het waarin hy bestaan en dinge doen. Ons noem dit Jahwe se geregtelike orde of Jahwe se geregtelike rangorde. In daardie geregtelike orde is die onsienlike Vader, El Elyon, Jahwe die almagtige skepper en gewer van alle lewe, die opperste Elohim of magtige een, bo alles en almal, van dit wat in die hemel is en van dit wat op die aarde is. Hy het geen gelyke nie. In daardie geregtelike rangorde sit Yeshua die gesalfde een en Seun van die lewende Elohim aan die ewige Vader se regterhand, en hy is in alles aan die Vader onderworpe, insluitend gesag en majesteit. Deur die Seun word alle eer, lof en aanbidding na die ewig lewende, onsienlike Elohim gebring. In daardie geregtelike rangorde het Yeshua die gesalfde een onder andere die volgende baie duidelik gemaak. Hy het geleer, die Vader is groter as hy. Die Vader was ook sy Elohim. Hy het die Vader as Elohim aanbid.
Sy mag is deur die Vader aan hom gegee. Hy kon niks uit homself doen nie. Die Vader het hom uit die dood opgewek. Hy is middelaar tussen ons en die Vader. Hy het ook nie sy eie leer gebring nie, maar die Vader sin wat hom gestuur het. Hy leer ons om die Vader te aanbid. Hy het geleer, daar is net een Elohim, en dit is in die konteks van rangorde en aanbidding. Hy het vooraf bestaan, van ewigheid af, saam met die Vader, in daardie geregtelike rangorde. En toe die vasgestelde tyd aangebreek het, het hy sy bestaan saam met die Vader in die vorm en gestalte van Elohim op sy geplaas, en ten volle mens, ten volle Adamiet kom word. Nadat hy vir ons sondes gesterf het, en deur die Vader uit die dood opgewek was, is hy verheerlik deur die Vader, en sit weer aan sy majesteit sy regterhand, in die vorm en gestalte van Elohim. In daardie geregtelike rangorde, het die Vader van die begin af alles aan die Seun oorgegee, tot en met die tyd, wanneer die Seun alles weer aan die Vader onderwerp het, en die heerskappy teruggegee het aan die Vader. Ons sien dit in Johannes 5 vers 22 tot 23, wat verklaar, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. En dit is 'n baie duidelike boodskap vir diegene wat die gesalfde een Yeshua verwerp. As jy nie die Seun eer nie, eer jy nie die Vader wat hom gestuur het nie. Punt. Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Die identiteit van die Vader en die Seun is 'n seun om te kan ken. Matteus 11 vers 25 tot 27 verklaar, in daardie tyd het Yeshua gepraat en gesê, ek loof u, Vader, Meester van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Yeshua getuig, die Vader is groter as hy, in Johannes 14 vers 28. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. Die Vader en die Seun was saam van die begin af. Die Vader het alles deur die Seun geskape. Genesis 1 vers 1. In die begin het Elohim, meervoud, die hemel en die aarde geskape. Dit was nie Vader alleen nie, dit was Vader en Seun, en ons gaan dit sien soos dit ons voortgaan in hierdie studie. Bly dus by my. Genesis 1 vers 26. En Elohim het gesê, laat ons Adamiete maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 'n volgende getuie word gevind in Genesis 3 vers 22. Toe sê Yahweh Elohim, nou het die Adamiet geword soos een van ons, meervoud, deur goed en kwaad te ken.
as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Nog 'n getuie, Genesis 11 vers 6 tot 7, en Jahwe sê, daar is hulle nou een volk en het almal een taal, en dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat ons neerdal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. Terloops bring dit my by 'n ander punt wat ek agtergekom het onder sommige volksgenote, en dit is dat hulle verkeerdelik die enkelvoudsvorm Eloah of Elohei gebruik op verskeie plekke, waar die korrekte meervoudsvorm Elohim eintlik in die skrif voorkom. Waarom hulle dit so gebruik, weet ek nie, maar ons moet versigtig wees om so iets te doen. Is die Vader en Seun een wese, of twee unieke wesens? Hebreërs 1 vers 5, want aan wie van die boodskappers het hy, dit is Jahwe die Vader, ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Hebreërs 1 vers 13, en aan watter een van die boodskappers het hy, Jahwe die Vader, ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek U vyande gemaak het, 'n voetbank van U voete? Die volgende skrifgedeeltes dui die uniekheid in geregtelike rangorde aan, dat beide Vader en Seun die skeppers van alles was. U het reg gehoor, die skeppers van alles. Dit klink totaal vreemd, omdat dit nie in die meeste vertalings van die Bybel voorkom, waar dit vanuit die Hebreëus vertaal was nie. In die meeste Bybelvertalings gaan u dit dus nie raak sien nie, omdat dit ook waarskynlik wegvertaal was na die enkelvoudsvorm. Ons sien in Prediker 12 vers 1, en dink aan jou skeppers in die dae van jou jonkheid, voordat die rampspoedige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behae in nie. Dit is reg vertaal vanuit die Hebreëus uit. Dit is hoe dit lyk vanuit die Hebreëus, en jy kan sien op die ingeslote skermskote. Gaan ondersoek dit gerus vir jouself. Dit kom uit die Interlinear Scripture Analyzer uit, wat die letterlike vertaling vanaf die Hebreëus na die Engels toe oorsit, en jy kan duidelik sien, yet remember your creators, the ones making you, ones creating of you, meervoud. Prediker 12 vers 1 in die Hebreë Roots Bible, a literal translation, lees ook, remember now your creators, meervoud, in the days of your youth. En dan Prediker 12 vers 1 in die Mats of Messianic Aleph Tav Scriptures, bevestig dit ook. Remember now, Aleph Tav, your creators in the days of your youth, meervoud, skeppers. Verder sien ons die meervoud van die skeppers in Psalms 149 vers 2, in die Interlinear Scripture Analyzer, May Israel rejoice in its makers, en jy kan gaan kyk, dit is letterlik uit die Hebreëus, the ones making of him, meervoudig. Ons sien hierdie meervoudsvorm, waar Sodom en Gomorra vernietig word, in Genesis 19 vers 24. Then Yahweh, He caused sulfur to rain on Sodom and on Gomorrah, and fire from Yahweh from the heavens. Hierso sien ons Yahweh twee keer, een op aarde en een in die hemel. Baie interessant, maar ons gaan voort. U sal sien hoe ontvou hierdie hele situasie.
Die uniekheid van twee uitsonderlike wesens word as volg bevestig in Spreuke 30 vers 4. Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in 'n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Wat is sy naam en wat is die naam van sy seun, as jy dit weet? Daardie woordjie en bevestig meer as een persoon hier en nie net een wese nie. Dit is ook nie Vader en Israel soos wat sommige sê nie. Dit is die Vader en sy seun. Psalm 2 vers 2 verklaar dit verder. Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saamraad teen Jahwe en teen sy gesalfde, sy Messias. Weereens die woordjie en dui meer as een persoon hieraan. Dus kan dit nie een wese wees nie, maar twee unieke wesens. In die volgende skrifgedeelte spreek dit profeties van Yeshua, rakende wat Vader aan hom verklaar het. Luister wat hy sê, hoe Vader met hom verklaar het, of aan hom verklaar het hier. Psalm 2 vers 7 tot 9. Yeshua is aan die woord. Ek wil vertel van die besluit. Jahwe, dit is die Vader, het aan my, dit is Yeshua die Seun, gesê, U is my Seun, vandag het ek self U gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as U erfdeel, en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Hoe wonderlik is dit wat Vader aan die Seun vertel en wat hy vir hom gee hier. Dit is duidelik dat die Vader nie die Seun is nie, maar dat die Vader 'n unieke wese is en die Seun gestuur het om sy volk te kom verlos. Johannes 3 vers 16 tot 18 verklaar, want so lief het Jahwe die Vader sy eie in die wêreld gehad, dat hy sy enigste uniekgebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want Jahwe die Vader het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enigste uniekgebore Seun van Jahwe nie. Duidelik twee wesens. Dit is nie die Vader wat kom vlees word het nie, dit is die Seun van Elohim wat kom vlees word het. Die Vader het die Seun gestuur. Weereens sien ons twee unieke wesens in geregtelike rangorde en nie een enkele wese nie. Johannes 5 vers 19 verklaar, Yeshua het toe geantwoord en vir hulle gesê, Voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit is alles wat die Vader doen, dit doen die Seun ook net so. Johannes 5 vers 17 tot 18. En dit is ook in julle wet geskrywe, dat die getuienis van twee mense waar is. Dit is ek wat van myself getuig, en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. Hier sê Yeshua duidelik, daar is twee persone wat getuig hier. Hy en die Vader. Dus kan die Vader nie die Seun wees, of die Seun nie die Vader nie. Dus kan dit nie net een wese wees nie. Let nou mooi op die geregtelike rangorde, wat die opperste gesag van die Vader bo die Seun baie duidelik stel. 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 28. Daarna kom die einde, wanneer hy, Yeshua, die koninkryk aan Jahwe die Vader oorgee,
as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy, Yeshua, moet as koning heers, totdat hy, Yahweh die Vader, al sy vyande onder sy, dit is Yeshua se voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood, want hy, die Vader, het alles aan sy seun, Yeshua se voete onderwerp, maar wanneer hy, die Vader, sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy, die Vader, uitgesonder is wat alles aan hom, Yeshua, onderwerp het. En wanneer alles aan hom, Yeshua, onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een, dit is die Vader, wat alles aan hom, Yeshua, onderwerp het, sodat Elohim alles in almal kan wees. Matteus 26 vers 39 verklaar, en hy, dit is Yeshua, het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Duidelik twee unieke persone. Johannes 3 vers 35, die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Julle wat die Seun verwerp, het julle hom werklik lief gehad? Julle sê julle die Vader lief, maar julle verwerp die Seun. Die skrif sê duidelik, die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Johannes 5 vers 20, want die Vader het die Seun lief en toon hom alles wat hy self doen. En groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Johannes 10 vers 17 tot 18, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Die woord wys duidelik uit dat daar twee persone in die geregtelike rangorde van wat ek graag noem die Elohim familie is, en dat dit nie net een wese is nie. Openbaring 21 vers 1 tot 3, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Yahuchanan, Johannes, het die afgesonderde stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van Elohim uit die hemel, voorberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van Elohim is by die Adamiete, en hy, dit is die Vader, sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en Elohim, dit is die Vader self, sal by hulle wees as hulle Elohim. Onthou, Yeshua het self gesê, niemand het nog ooit die Vader gesien of sy stem gehoor nie, van die begin af. Hierdie is die eerste keer wat Vader afkom, wanneer alles nuut oorgeskape is, en dan kom woon hy tussen sy volk. Dit gebeur na die 1000 jaar vredesryk. Openbaring 21 vers 22 tot 23, en 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, dit is in die nuwe Jerusalem, want Yahweh Elohim, die Vader, die Almagtige, is sy tempel, en die Lam, twee persone. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die voortreffelikheid van Elohim, dit is die Vader, het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Twee persone, die Vader en die Seun. Openbaring 22 vers 1, en hy het my getoon, 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van Elohim, dit is die Vader, en
van die lam. 2 persone. Openbaring 22 vers 3. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van Elohim, dit is die Vader, en van die lam, Yeshua, sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En dan Openbaring 20 vers 6. Geseend en afgesonder is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van Elohim en van die Messias wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Volgens Yeshua se eie woorde in Johannes 6 vers 46, het niemand nog ooit Yahweh die Vader gesien nie. Nou 'n interessante vraag. Watter Yahweh verskyn dan sigbaar aan Abraham? Kom ons gaan lees, Genesis 18 vers 1. Daarna het Yahweh sigbaar aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Hoe weet ons hy het Yahweh sigbaar gesien? Want die volgende vers stel dit, toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom, en toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af, en buig hom na die aarde toe. Om dit 'n bietjie makliker te stel, Yeshua was die sigbare Yahweh van die Ou Testament, die sienlike beeld van die onsienlike Elohim, die woord en verteenwoordiger van die onsienlike Eloah. Hy dra die naam van Vader in sy naam en voer die volkome wil van Vader presies uit op aarde, asof die Vader dit self doen. Dit is 'n sikliese patroon. Elohim verander nie, hy is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Dit wat hy 6000 jaar terug gedoen het, sal hy vir ewig doen, hy verander nie. Esegiel 48 vers 35. Rondom 18.000 el en die naam van die stad sal van vandag af wees, Yahweh is daar, of in Hebreeus Yahweh Shammah. Let op van waar Yeshua opgevaar het hemel toe, en let op veral dat hy daarheen terug sal keer. Ons sien in Handelinge 1 vers 10 tot 12, en toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Yeshua wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is Sabbatsreis ver. Hou nou hierdie in gedagte wat ons gelees het, en let nou mooi op. Die Vader kom nie aarde toe nie, totdat die 1000 jaar vrederyk vervul is, soos ons reeds in Openbaring gesien het vroeër. Kyk Yeshua se verteenwoordiging van Yahweh die Vader, hoe hy verskyn en optree in die naam van Yahweh met die tyd van sy wederkoms op die Olyfberg, en kyk hoe word hy genoem. Sagaria 14 vers 1 tot 4. Kyk, daar kom 'n dag vir Yahweh, dan sal wat van jou buitgemaak is binne in jou verdeel word, o Jerusalem, want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem, en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal ingaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. Let nou mooi op, en Yahweh sal uittrek en stryd voer teen daardie nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.
en in daardie dag sal sy voete, dit is hierdie Jahwe wat uittrek en stryd voer, sy voete staan op die Olyfberg. Wie het ons gelees, kom terug, soos het hy opgevaar het van die Olyfberg af? Joshua. En in daardie dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gespluit word van oos na wes, tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. Kyk Joshua se verteenwoordiging van Jahwe die Vader, hoe hy kom regeer as koning op aarde in die naam van Jahwe. Sagaria 14 vers 9. En Jahwe sal koning wees oor die hele aarde. In daardie dag sal Jahwe een of Echad wees en sy naam een, Echad. Joshua kom regeer as koning en bring alles saam terug in eenheid en onderworpenheid aan Jahwe die Vader. Dit wys ook duidelik dat Joshua die spieelbeeld, die presiese verteenwoordiging en voorstelling van Jahwe die Vader is. Joshua kom regeer vir 1000 jaar van volmaakte vrede op aarde. Kyk hoe word Jerusalem genoem in daardie tyd, wanneer koning Joshua daarin woon, en onthou, die Vader kom eers na die vernuwe aarde toe, na die 1000 jaar vrederyk. Kyk hoe word Jerusalem genoem in daardie tyd, wanneer Joshua regeer hier op aarde. Jeremia 33 vers 16. In daardie dag sal Jehuda verlos word en Jerusalem veilig woon. En dit sal die naam daarvan wees. Jahwe ons geregtigheid. Jahwe Tzidkenu in Hebreeus. Die stad word genoem Jahwe ons geregtigheid, maar Joshua is besig om daar te regeer. Ons lees verder in Sagaria 14 vers 15 tot 16. En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die muile, die kamele en die esels, en van al die diere wat in daardie laars is, en almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, Jahwe van die leerskare, en om die Hittefees of Sukkot te vier. Dis interessant om hierdie te lees met die agtergrond met die wete dat Joshua koning is op aarde wanneer hierdie dinge gebeur. Die Vader en die Seun het dieselfde gees wat hulle 'n volmaakte eenheid maak. Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom, die Vader, wat Joshua uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, die Vader, wat die Messias uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Dieselfde gees in die Vader is dieselfde gees in die Seun, is dieselfde gees in die ware opregte gelowiges. Romeine 8 vers 14 tot 19 verklaar verder, want almal wat deur die gees van Elohim gelei word, hulle is kinders van Elohim. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders of seuns van Elohim is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van Elohim en mede-erfgename van die Messias, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verhoog kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die voortreffelikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders of seuns van Elohim.
Galasiërs 4 vers 6. En omdat julle kinders is, het Elohim die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. Ons sien weer, dieselfde gees van Vader is dieselfde gees van die seun is dieselfde gees wat in ware opregte gelowiges is. En deur daardie gees roep ons Abba Vader. 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18. Yahweh is die gees, en waar die gees van Yahweh is daar vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die voortreffelikheid van Yahweh aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van voortreffelikheid tot voortreffelikheid, as deur Yahweh wat die gees is. Johannes 4 vers 23 tot 24. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Yahweh, dit is die Vader, is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Filippense 1 vers 19. Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die gees van Yeshua die Messias my tot verlossing sal strek. Die gees van Yahweh en die gees van Yeshua die Messias is synoniem. Matteus 10 vers 19 tot 20 verklaar, maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal praat nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet praat, want dit is nie julle wat praat nie, maar die gees van julle Vader wat in julle praat. Sien julle nou al, die gees van die Messias en die gees van die Vader is synoniem, dis dieselfde gees. Dis nie 'n derde persoon nie, maar dit vir 'n ander studie. Johannes 14 vers 15 tot 17. As julle my liefhet, bewaar my gebooie, sê Yeshua. Ons sien dan sommer hier wie die gebooie by die berg Sinai gegee. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die gees van die Vader is die gees van die Seun, is die gees van waarheid wat in ware gelowiges is. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer daardie een kom, dit is die gees van waarheid, sal dit julle in die hele waarheid lei, want dit sal nie uit dit self praat nie, maar alles wat dit hoor, sal dit praat en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van Elohim in julle woon. Maar as iemand die gees van die Messias nie het nie, diegene behoort nie aan hom nie. Hier sien ons duidelik in een teksvers, dat die gees van Elohim en die gees van die Messias dieselfde gees is. Romeine 8 vers 10. Maar as die Messias in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom, dit is die Vader, wat Yeshua uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat die Messias uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy, dit is die Vader se gees wat in julle woon. En dan Johannes 14 vers 21 tot 25. Yeshua praat en sê, wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie die man van Kiriot nie, sê vir hom, Meester,
hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Yeshua antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gepraat terwyl ek by julle bly. Kan u sien hoe die Gees van die Vader dieselfde Gees is as die Gees van die Seun, wat dieselfde Gees is wat in ware gelowiges kom woon? Daarom sê hy, ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Dit is diegene wat bekeer het en gehoorsaam geraak het en teruggekeer het na Vader se woord wat hy vir die meester Yeshua gegee het om vir ons te gee, waardeur ons sal lewe wanneer ons dit doen. Nog 'n duidelike skrifgedeelte wat verklaar dat die Vader en die Seun nie dieselfde wese is nie, maar dat Yeshua die Seun die sigbare beeld van die onsienlike Vader is, deur wie alles geskape was. Dit is in Kolossense 1 vers 12 tot 18, wat lees, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die afgesonderdes in die lig, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy, dit is Yeshua, is die beeld van die onsienlike Elohim, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom, in Yeshua, is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskapye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Onthou Prediker 12 vers 1 in die meervoud, onthou jou skeppers, hier kom dit nou duidelik uit. En hy, Yeshua, is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Die naam Yahweh is as het ware 'n familienaam, en ware opregte gelowiges in die gesalfde een word deel van daardie familie. Ons sien dit in Efesiërs 3 vers 14 tot 15. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons meester, Yeshua die Mashiach, van wie elke geslag, daardie woord geslag kan ook familie wees, in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Dit is net soos wanneer 'n man en vrou trou en die vrou die man se naam aanneem, met ander woorde sy familienaam. Selfde, van wie elke geslag of familie in die hemele en op aarde sy naam ontvang. Ons word letterlik deel van die familie van Yahweh. Selah, dink bietjie daaroor na. Yeshua is nie die Vader nie, die Vader is ook nie Yeshua nie, maar hulle is een in gees met mekaar. Yeshua is een in gees met die Vader, 'n volmaakte eenheid. Johannes 14 vers 5 tot 10. Thomas sê vir hom, vir Yeshua, Meester, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Yeshua antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Meester, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Yeshua sê vir hom,
Ek is so lank al by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle praat, praat ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Dit is 'n vers wat mense die mekaar maak en wat hulle laat dink dat Yeshua sê hy was eintlik die Vader wat die hele tyd tussen hulle was, maar dit is nie wat hy bedoel nie. Yeshua die Seun bedoel, hy is die presiese voorstelling, die sienlike beeld en voorstelling van die onsienlike Elohim. Dit is wat dit beteken om waarlik Echad te wees. Met ander woorde, as jy Yeshua gesien het, hoe hy optree, sy karakter, alles wat hy gedoen het, dit is wat die Vader gedoen het. Hy is 'n presiese verteenwoordiging van die Vader op aarde. Dit is wat hy in Filippus verklaar het. Ter bevestiging daarvan verklaar Yeshua dan ook in Johannes 10 vers 30 wat sê ek en die Vader is een of Echad. Dit beteken nie dis een wese of een persoon nie. Dit is presies wat ons gelees het in Johannes 14 vers 5 tot 10. Hy wat die Seun gesien het, het ook die Vader gesien, want die Seun is 'n presiese voorstelling van die Vader in alles. Daar is soveel misleiding in die hoofstroom godsdienstige kringe in hierdie eindtye, omdat die teestander die hele wêreld mislei het, soos wat Openbaring 12 vers 9 vir ons verklaar. Yahweh die Vader openbaar sy waarheid aan sy afgesonderde, apartgestelde dienaars, wat hy uitroep uit die godsdienstige Tamaleki van Babylon uit. Ek vertrou hierdie studie was vir u van waardevolle belang en 'n nuwe openbaring, en dat u kan begin sien hoe gebreinspoel die meeste volksgenote was deur eeueoue tradisies en oorleweringe van die mensdom, wat nie deur die woord van Vader Yahweh gestaaf kan word nie. Naamlik, dat Vader en Seun nie 'n drie-eenheid is nie, en dat Yeshua nie die Vader was wat vlees kom word het nie, maar dat albei in die vorm en gestalte van Elohim bestaan deur een Gees, en dat Vader die opperste Elohim is, wat groter is as Yeshua sy Seun, en aan wie al die lof, eer en aanbidding toekom deur ons meester Yeshua die Mashiach. Kyk uit vir die volgende deel in hierdie reeks, wat handel oor die identiteit van die Vader en die Seun, waar ons dieper hierdie onderwerp gaan bekyk en bestudeer. Dankie vir die saamkyk, deel gerus hierdie video met mede-volksgenote, daar is geen kopie reg op nie, u mag dit vrymoediglik deel met almal. Geseënde dag vir elkene. Halleluja.